Voorstanders van evolusie glo dat dinosourusse miljoene jare voor mense geleef het. Maar die Bybel sê in Genesis 1 vers 24 tot 31 dat God al die diere en ook die mens op die 6de dag van die skepping gemaak het. Nou kan jy vra, waarom is daar nie van dinosourusse in die Bybel lees nie? Die paleontoloog Richard Owen het in 1841 vir die eerste keer die naam dinosaurus gebruik. Dis 'n samevatting van die Griekse woorde dinos, wat verskriklik groot en gevaarlik beteken, en saurus, wat akedus beteken. Die naam dinosaurus beteken dus verskriklike groot en gevaarlike akedus. Ons kon nog nie die naam in die Bybel kry nie, want die naam as beskrywing van hierdie diere het nog nie bestaan nie. Maar dit beteken nie dat ons nie in die Bybel van hulle lees nie. In Job 40 vers 10 tot 14 lees ons van die grootste landdier wat die Here geskep het en 'n stert soos 'n sederboom het. Die dier bly in die water en is baie sterk. Job moes die diere geken het, anders maak dit geen sin dat die Here na die dier verwys om Job te help verstaan wie hy is, die Here is nie. In die oorspronklike Hebreëus is na die dier as 'n behemoth verwys. Bybelvertalers was onseker oor wat dit was. Hulle gedink 'n seekoei bly ook in die water. Maar as jy kyk na die beskrywing, kom dit ooreen met die fossiele van dit wat ons vandag as dinosourusse ken. Vanaf Europa na Asië en tot in China is daar baie verhale en tekeninge oor drake waarmee mense geveg het. Hierdie mense het nog nie met die fossiele van dinosourusse te doen gehad nie. Dit wat daar beskryf word, sê dat die drake van daardie tyd na dinosourusse verwys. As ek dink oor dinosourusse, gee dit aan ons 'n geleentheid om te getuig oor God as skepper. Dit alles wys op die grootsheid van die God wat ons dien. Vertel jy vir kinders wat die Bybel oor dinosourusse en God as skepper sê?